As hy weer kom haal hy sy kinders, al sy kinders wat in hom glo om by hom te wees. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. By die Vader maak hy vir ons woonplek, sodat almal wat in hom glo ook by hom kan wees. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. Hy's die weg en hy's die waarheid, die lewe vir elkeen, sodat almal wat in hom glo vir ewig sal leef. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. Attention please, this is the final call for Korean Air Flight 9111 to Guam. Departing passengers should proceed to gate number... Waarheen is jy so hastig op pad? Gaan jy vir iemand kuier? Ag, hallo Lientjie. Nee jong, ek kom nou van 'n plek af. Ek het gevlieg. Gevlieg? Waarheen het jy gevlieg? Ek het sommer na Johannesburg toe gevlieg. Ek wou net so 'n bietjie bo die wolke wees, want ek wou hom sien. Wie wou jy sien, Gielie? Vir Jesus. Vir Jesus? Ek verstaan nou nie mooi nie. Hoekom wou jy vlieg om vir Jesus te sien? Ag Lientjie, jy weet mos, toe Jesus opgevaar het na die hemel, het hy met 'n wolk opgevaar. So ek het gedink, as ek dan net bo die wolke kan kom, sal ek hom kan sien. Maar ek het nie. Hy was nie daar nie. Maar Gielie, hy is daar. Maar hy is in die hemel. Nie net bo die wolke nie. Ons kan hom nie nou sien nie, maar eendag sal ons hom kan sien. Kom ons gaan kyk wat het daardie dag gebeur, toe Jesus opgevaar het na die hemel. Okay, kom ons gaan kyk. Okay. I am yours and you are mine. Op Paasfees het ons die storie gehoor van die dag toe Jesus aan 'n kruis gehang het. 2 slegte mense is ook saam met hom gekruisig. Terwyl Jesus aan die kruis gehang het, het alles pikdonker geword. Toe is Jesus dood aan die kruis. Later daardie aand is Jesus begrawe in 'n rotsgraf. 3 dae later, vroeg die Sondagoggend,
is die vrouens na Jesus se graf toe. Hulle was sy vriende. En toe hulle daar kom, kon hulle nie hulle oë glo nie, want die groot klip wat voor die graf was, is weggerol. Die soldate wat die graf opgepas het, was so bang, hulle het net daar op die grond neergeslaan. Want 'n engel van die Here het skielik verskyn, die groot klip voor Jesus se graf weggerol en daarop gaan sit. Die engel het vir die vroue gesê, moenie bang wees nie, Jesus leef. Die vroue was baie bly, hulle het dadelik gehardloop om die goeie nuus aan Jesus se vriende te gaan vertel. Sommige van Jesus se vriende het nie geglo wat die vroue vir hulle vertel het nie. Maar alles wat hulle vertel het, was die waarheid. Jesus was nie meer dood nie, hy het geleef. 'n rukkie later was 2 van Jesus se vriende op pad huis toe. Jesus het toe saam met hulle gestap. Hulle het hom glad nie herken nie, maar dit was vir hulle lekker om met die man te praat. Hulle nooi hom toe om die aand by hulle te eet. Toe die aandete klaar was, het hulle by die tafel gaan sit. Jesus vat toe die brood en terwyl hy vir God dankie gesê het vir die kos, het hulle vir Jesus herken, maar nog voordat hulle iets kon sê, het Jesus verdwyn. Op 'n ander aand, terwyl baie van Jesus se vriende bymekaar was, staan Jesus skielik by hulle. Hy het vir hulle gesê om vir ander mense te gaan vertel dat hy weer lewe. Hulle moet begin om vir die mense in Jerusalem te vertel en dan vir mense oral oor. Maar hulle moes nog vir 'n rukkie in Jerusalem bly. Daarna sal hulle groot krag uit die hemel kry. Later het Jesus sy vriende gevat na 'n plek wat 'n klein entjie buite die stad Jerusalem was. Daar het hy sy hande oor hulle gehou en gebid dat God hulle sal oppas. Terwyl hy besig was om te bid, het hy na die hemel toe teruggegaan. Toe het 'n wolk gekom, sodat sy vriende hom nie meer kon sien nie. Skielik kom daar 2 engele by hulle aan en sê vir hulle, ons weet Jesus het nou net hemel toe gegaan, maar julle moenie bekommerd wees nie. Eendag gaan hy weer na die aarde toe terugkom om julle te kom haal.